Goeiedag luisteraars, dis Johan Willemse. Ons het 'n paar goedjies om oor te gesels, bietjie wat in die streek aangaan. Zimbabwe het sy grens op Woensdag die 3 September oopgemaak. Familie-invoere, ek gaan nou ietsie daaroor sê. Mieliepryse het gespring, intussen is Botswana se ekonomie in die moeilikheid, maar kom ons begin. 12 September gaan ons in Bloemfontein by die Bikers Church 'n voormiddag sessie hou waar ons gaan praat oor, ek gaan 'n bietjie gesels oor die ekonomie en markte, maar meer belangrik, ons het 3 politieke en strategiese kenners, hulle gaan praat oor die binnelandse politiek, wat kan ons verwag, internasionale politieke herrangskikking wat ons kan verwag, en dan Prof Abel Esterhuizen gaan ons bietjie praat van meer uit 'n strategiehoek uit en hoe kan ons posisioneer. So as julle belangstel, kontak ons, dit is ook op skare genade. Dan wil ek graag praat oor die douane-unie ooreenkomste en julle sal sien waarheen ons mik. Nou die douane-unie ooreenkomste is 'n douane-unie vryhandelstelsel wat aan 1903 in plek gestel is na die ou of die Unie gestig is, as ek dit kan sê. En dis die oudste douane-unie ooreenkoms in die wêreld. Hy is al 'n paar keer aangepas, maar belangrik want daar was al baie gesprekke en klagtes oor die Namibiese diere wat aan Suid-Afrika toe kom, maar die kern van hierdie ooreenkoms is dat goedere vrylik kan beweeg tussen die lidlande en dat daar in die buitekant een gesamentlike invoertarief is wat almal moet ooreenstem. Nou die lede van die douane-unie in Suid-Afrika, Namibië, Botswana, Lesotho en Swaziland. So dit gaan oor 'n vryhandel tussen hulle, alles wat in die nasionale of in die streek inkom, word invoertarief op betaal waaroor almal saamstem. En dan word die geld verdeel tussen die lede van die douane-unie. Nou ons sukkel om die formule in die kanne te kry, maar die jongste syfer is dat 90 miljard rand verdeel is van Suid-Afrika se fiskus na Botswana, Swaziland, Lesotho en Namibië. Nou hoekom dit belangrik is, die nuutste is, ek gaan nou terugkom, Botswana is in die moeilikheid, hulle het 'n verkiesing gekry, op baie meer sosialistiese, kommunistiese ingesteldheid. Nou Botswana kry omtrent 30 tot 40% van sy inkomste uit die douane-unie. Dan kry hy nog omtrent 30% uit mynbou, uit diamante uit. So amper 60-70% van sy inkomste vir sy staatsbegroting is aan diamante in die handelsunie gekoppel of douane-unie. En sy ekonomie is besig om te duik want diamantpryse het met omtrent 30% gedaal. So skielik is hulle uit geld uit en daar is baie goed daar aan die gang. En hulle is ook besig om in tekorte met medisyne in te loop, allerhande ongemaklikheid daarso. En net om vir julle 'n idee te gee, Namibië kry omtrent so 30% van sy begroting uit die douane-unie uit en Swaziland en Lesotho elkeen 40%. So die verdeling van die inkomste is krities om daai lande in die gang te hou met die gesamentlike invoertarief. Nou, mens kan baie daaroor gesels, maar dis die kort van die lang. So hou maar dop, hier is 'n groot woeligheid aan die gang in Botswana. Dan oliepryse wip so 'n bietjie rondom $67 'n vat. Waarskynbaar is die Rusland en Oekraïne nou weer goed aan die beklei, ten spyte van meneer Trump se pogings, en skynbaar het Oekraïne nou in die laaste paar dae 17% van Rusland se olieproseseringskapasiteit vernietig, en dit maak almal nou baie senuweeagtig. So die oë is op die OPEC lande en te kyk of hulle die produksie van olie gaan verhoog. Nou deel van hierdie ongemaklikheid is dat die goudprys het nou na 'n nuwe rekord gestyg, net so by die $3,600 'n ons. Dit help natuurlik ons myne, en deel daarvan is dat die mark verwag dat Amerika hulle rentekoerse gaan verlaag. Nou dit help die rand ook. Die rand skommel maar 'n bietjie rond tussen 17.50 en R18 op 'n dollar, maar die verwagting is dat dit gaan sterker word as Amerika hulle rentekoerse verlaag. En nou hier by ons is die debat ook redelik aan die gang as julle die nuus dophou. Die Reserwebank wil ons inflasie teiken afbring na 3%, nie 3 tot 6% nie. Nou die implikasie daarvan is baie klompie goeders, maar as ons dit kan regkry, beteken dit rentekoerse gaan 'n bietjie langer hoog bly. En as ons teen dit die Amerikaanse verlaging in rentekoerse sien, dan verwag hulle die rand gaan nog sterker word, brandstofpryse gaan daal en dit gaan help om inflasie onder beheer te kry. So 'n klompie woeligheid op die wêreldkant en hier in die streek ook. So kom ons vat 'n advertensiebreek en gesels ons weer.
Die nuwe seisoen is vars in die lug en die geleentheid vir 'n splinternuwe plantyd is om die draai. Dit beteken ook dat jy jou oesversekering in plek moet kry. Het jy 'n inkomstewaarborgproduk nodig? Praat gerus met jou skadegenade agent. Ons kan vir jou 'n verskeidenheid oesversekeringsprodukte aanbied om by jou risikobestuursplan aan te pas. Oorweeg jy om 'n reservefonds te begin? Laat ons jou voorstel aan finansiële instrumente wat hierdie droom in 'n werklikheid kan verander. Skadegenade is 'n finansiële diensteverskaffer met lisensie nommer 51779 en steeds die beter manier om jou risiko te bestuur. Welkom terug luisteraars. Nou in Amerika loop die oes te goed. Groot mielieoes, ons het al gesels hier by die 430 miljoen ton. So Chicago pryse bly onder druk. Die groot nuus is maar ons het gepraat oor Zimbabwe. Ons het laas jaar so 1.4 miljoen ton mielies na Zimbabwe uitgevoer. Regering het gesê daar's 'n oes hierdie jaar van 2.3 miljoen ton. Privaat handelaars sê nee, daar's net 1 miljoen ton. So hulle het hulle invoer van mielies van Suid-Afrika op 1 Junie toegemaak. Dis hoekom ons deels ons pryse gedaal het. En op Woensdag 3 September het hulle die grens weer geopen. En die mieliepryse het skielik opgespring. Wit mielies het met R100 per ton opgespring. En die verwagting is daar kan tot 1 miljoen ton weer vloei na Zimbabwe. Nou in die vraag en aanbod state is voorsiening daarvoor. Maar die effek is op die pryse. So die pryse het met amper R100 per ton gestyg. En ja, hier na R4000 per ton toe. Witmielies verander dan so naby die R5000 per ton. Geelmielies het ook so 'n bokspring opgemaak. Hy is so 'n bietjie hoër. Nou onthou die witmielie laagtepunt was 3800. Hy het nou opgespring na amper R4000 per ton. Geelmieliepryse ook omgedraai van die laagtepunt hier van 3600 na 3700, maar hy word nie so erg getrek nie. Graad 2 witmielies natuurlik ook onder geelmieliepryse op die oomblik, so daar kom witmielie graad 2 in die veevoermark in. Nou intensiewe veeboere is regtig baie bly in aanhalingstekens oor die laer voerkostes. Hulle het laas jaar met die baie hoë voerpryse baie groot verliese gemaak, dat baie klein varkboere uit die bedryf getree. So dit wys ons nou weer die sikliese aard wat 'n mens moet onthou. Dit geld vir speenkalvers, melkerye, varke, hoenders, eiers. As die mielieprys hoog is daardie bedrywe onder druk en omgekeerd. Daarom is dit 'n goeie ding om maar te diversifiseer. Jy nie net op mielies te wees argumentshalwe nie, want daar ry jy die mieliesiklus. So as jy kan diversifiseer, kyk regtig daarna binne perke. Anders moet jy reserve skep dat jy die daling in die siklusse kan hanteer. Nou by sojas, pryse redelik in Amerika sywaarts, hier by ons ook sywaarts, hier by 7300, inteendeel so 'n bietjie af. 7300 en ons verwag so 400 na 500 000 ton gaan uitgevoer word. Nou sonneblom, verras nou weer, die oes is in. Pryse verhandel reeds weer hier by 10.200 per ton. Ja, julle hoor reg. En vir Maart maar volgende jaar is dit ook hier by 10.000 per ton. So dit bly 'n opsie, daar is probleme, maar dit bly regtig 'n opsie vir baie somersaai boere. Dan laasweek is die nuutste wintergewas skattings ook bekend gemaak. Koring is so 6% groter as laas jaar, so raps oor die 2 miljoen ton. Die gasoes so bietjie kleiner op 352 000 ton. En canola bly groei, dit is nou weer op 'n nuwe rekord van by die 320 000 ton. Dis amper 10% meer as laas jaar. Nou oor die laaste 10 jaar het die canola oes verdriedubbel. So in die Wes- en Suid-Kaap begin die produksie van oliesade nou ook 'n groot rol speel. Die manne kort reën en die vroue natuurlik kort reën, dit begin 'n bietjie knap raak daarso. Haveroes is ook groter, hier op 43 000 ton. Lupine bly maar 'n klein oesie daar, soos die baie groot nie. So ja, dit is wat in die Weskaap aan die gang is, en die koringprys bly plat, 6.100 per ton, selfs 'n bietjie laer. So dit gee vir boere regtig nie 'n goeie prys nie. Dan is die invoertarief, wag ons nog dat hy van R851 moet lig na raps oor die R900 per ton. So dit is die koring wintergraanbedryf aan die gang. Dan aardappelpryse het redelik skerp gedaal. Dit is nou onder die R40 per 10 kg sakkie. Daar is regtig nie wins in hierdie pryse vir produsente nie. En dit is 'n redelike volumes wat toegeneem het. Nou tipies kan ons verwag dat volgende jaar minder aardappels geplant gaan word en dat die pryse redelik gaan herstel. Dan is ons bietjie oor die veemark te kyk.
Baie min prysveranderings, maar back and closure versprei. Nou weer Woensdag gehoor van streke waar dit in die Vrystaat en in die Oos-Transvaal, Hoëveld versprei het. Klas A-pryse bly hier rondom R70-72 per kilogram. Klas C ook klein bietjie teruggesak na 58. Maar ons dink klas A-pryse gaan hoog bly tot Desember. Daar gaan doodgewoon net nie genoeg geslag word nie. En speenkalvers hou nogal regtig goed hier by R37-39 per kilogram. Bietjie bekommerd later in die jaar dat daar swaar diere in die mark gaan kom om geslag te word, so hou dit maar in die oog. En dan lamvleispryse bly stewig, meeste plekke hier by die R108 per ton, en hy kruip al hoe nader na R110 per ton, en die mense sê dat gegeewe die duur beesvleis kan ons meer as R110 per kilogram sien op lampryse. Nou dit is 'n nuwe debat, goeie pryse. Wolpryse ook so 'n bietjie gestyg, so met so 1,7% na R184 per ton. So dit gaan beter in daardie bedryf. Varkpryse begin ook roer, varkvleispryse hier by R36-37 per kilogram, en die produsente sê vir hulle dink ons gaan R40 per kilogram Desember kry as gevolg van die te min beesvleis. 'n Bevrore hoender, maar sywaarts, ten spyte van laer invoere, maar interessant, eierproduksie is redelik aan die toeneem. Daar is 'n debat, maar 2 jaar terug met die voëlgriep was daar heelwat lêene uitgeslag. 20 miljoen lêene met die voëlgriep. Dit is nou besig om op te tel. Dit staan op die oomblik tussen 26 en 30 miljoen lêene. Dit het skerp toegeneem. So uit die aard van die saak is eierproduksie besig om toe te neem en eierpryse is besig om te sak. Hier na R21-22 per dosyn vir die produsente. Nou dis die nuus van die week. Geniet die warm lente weer. Groete van Johan Willemse.